Ja, Here, met alles wat in my is, wil ek net vanmôre kom verklaar, Here, ek is so lief vir U. Here, ons wil net so in die teenwoordigheid wees. Ons wil U liefde indrink. Here, ons wil in U omhelsing staan. Ons wil net in U teenwoordigheid wees vanmôre. Want ons weet dat U vir ons baie lief het. Dus dankie daarvoor. Verlede week het ons gekyk hoe lyk Jesus uit die hemel uit. En hoe moet ons hom sien as ons weet hoe hy uit die hemel uit lyk. En ek wil vanmôre verder gaan in die tweede deel van die boodskap. Hoe klink Jesus se woorde uit die hemel uit? Hoe klink sy woord vir jou? Vanoggend toe ons op pad hier na die kerk toe sien ek al die lamppale het advertensieborde op van 'n Love Expo. Nou ek weet nie wat 'n Love Expo daai is nie, maar ek wil vir jou sê, jy het vanmôre hier ingestap in hierdie gebou vir een van die grootste Love Expos wat jy in jou lewe kan kry. Want God se woord, as ons praat oor sy woord, is dit van die begin af tot die einde 'n liefdesverklaring. Want Jesus sê, ek is die begin en ek is die einde. Hy is die woord, hy het die woord vir ons kom gee. So jy is in daai liefdesverhouding. As jy met hom te doen het jy te doen met liefde. Maar kom ons kyk, wat sê die woord vir ons? Hoe lyk hierdie woord? Hoe klink dit? En hoe lyk dit? Hoe klink dit uit die hemel uit? Jy sê, want ek kan nie staan, ek gaan nou vir jou skrifgedeeltes lees vanmôre. En dit is dalk vir jou bekende skrifgedeeltes. Hoe klink dit vir jou? Maar wat is die impak? As ek hierdie skrifgedeeltes lees vanmôre, as jy by jou huis lees, wat is die impak in die gees? Jy sê, want God het nie net sy woord gegee, somme maar net nie. Hy het sy woord vir ons gegee, om te kan lewe. Johannes, hoofstuk 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig van die mense. En dan wil ek gaan na Psalm 33, ek moet die hele Psalm lees vanmôre, so julle kan bly wees, is nie Psalm 119. Maar luister, hier is Ou Testamentiese woorde, maar luister net, wat word hier gesê? Want hier word gepraat oor God se woord, want saam met God se woord, saam met die boodskap oor die woord vanmôre, wil ek die woordjie wag gebruik, want God se woord is baie keer gekoppel aan in die woord wag. En wat beteken dit vir ons? Psalm 33, die grootheid van die Here, jubel regverdig is. Op ander woorde, hy sê, julle wat hier sit, jubel, omdat julle regverdig is oor die Here. Dit pas opregt is om hom te loof. Prys die Here met die lier, met musiek, op die 10-snaar harp. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel met vaardigheid en jubel. Want die woord van die Here is waarheid. En alles wat hy doen, staan vas. Die woord van die Here is waarheid. Hy het regverdigheid en reg lief, en sy troue liefde vul die aarde. Deur die woord van die Here is die hemele geskep, en deur sy woord al die hemelliggame. Hy stel grense vir die see,
In die diep waters versamel hy hulle. Laat elkeen op die aarde die Here dien. Laat die inwoners van die wêreld ontzag hê vir hom. Want hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en dit was so. Die Here verydel die beraadslaging van die nasies en dwarsboom die planne van die mense. Maar die Here se planne staan vir altyd vas. Sy beplanning geld vir geslag na geslag. Geseënd is die nasies wie se God die Here is, die volk wat hy vir homself as sy eiendom gekies het. Die Here kyk vanuit die hemel uit en hy sien die hele mensdom. Vanaf sy woning sien hy al die bewoners van die aarde. Omdat hy hulle harte gemaak het, verstaan hy alles wat hulle doen. 'n Koning word nie gered deur 'n groot leer nie. Ook nie 'n krygsman deur groot krag nie. Dis valse hoop dat hy 'n oorlogsperd veiligheid verseker en deur groot krag redding bring. Maar die Here waak oor die wat hom dien, oor hulle wat hoop op sy troue liefde, om hulle te red van die dood en hulle in hongersnood aan die lewe te hou. Ons vertrou op die Here om ons te red. Hy is ons hulp en beskerm ons soos 'n skild. In hom is ons harte verheug, want ons vertrou sy heilige naam. Laat u troue liefde ons oordek, Here, want ons hoop is op u alleen. Nou ja, dis baie wat hier gesê word. Maar kom ons gaan terug na die begin toe. Want dis uit die hemel uit waar God se woord gespreek is. Dit het nie begin toe Jesus hier op aarde was en ons nou 'n Bybel het wat ons met rooi letters kan lees wat die woorde is wat Jesus gesê het toe hy op aarde was nie, want Jesus se woorde het in die hemel begin. Daar's klank wat uit die hemel uit gekom het. En God het gesê, kom ons. Praat van die Vader, van Jesus, van die Heilige Gees, wat saamgewerk het. Wat is daai woord wat uit hulle uitgekom het? Wat 'n skepingswoord. As jy die woord van God lees, as jy die Bybel lees, is dit skepende woorde vir jou in jou hart, of is dit net getikte letters op 'n wit bladsy? Jy sien wat God se woord is vir ons gegee om lewe te bring in ons lewens, om ons lewe te vorm, om ons stap te vorm. Ek wil vir jou vra, as hier nou 'n vreemde man hier in die kerk instap en sê, hoor hierso, julle moet almal pad gee. Dan gaan julle sit, julle gaan na hom kyk. Maar as ek hier van die preekstoel af, daar na daai rigting en ek sê vir hulle, beweeg, uit as julle uit die gemeente, uit die kerk uit, dan gaan meeste van julle gaan reageer op daai stem. Want julle ken al so 'n bietjie, hoe klink Tinus as hy kwaad is, hoe klink dit as hy joy in hom het. Jy sien, en dit is waar die groot ding inkom. Ken jy die stem van die een wie se woord jy lees? Ken jy die stem van die een wie se woord jy jou eie wil maak? Want daar's een woord wat deur God gespreek is, dis die liefdeswoord. Hy het die hele Bybel vir ons gegee. Maar weet jy wanneer dit Jesus is wat met jou praat? Weet jy wanneer daai woord wat jy hier lees uit die hemel uitkom? Want ek wil vanmôre vir jou 'n vraag vra. Ek weet daar's programme om jou te leer hoe om die Bybel te lees van punt A na punt B en hoe om dit te verstaan. En daar's programme om jou te leer om vir mense te bid. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy glo dat ons Bybel die waaragtige, ware woord van God is,
en jy vat daai Bybel en jy wil lees, vra jy vir die Heilige Gees om vir jou te wys waar om te lees. Want weet jy wat? Die oomblik as jy die God se woord begin lees, as jy die woorde van Jesus lees, is daar 'n impak in die geesteswêreld. Daar's 'n impak in die geesteswêreld. Wat se impak veroorsaak jy met jou Bybel lees? Dis 'n harde vraag wat ek vir jou vra vanmôre. Maar wat is die impak wat jou Bybel lees maak in die geesteswêreld? Want Jesus het sy woord gegee. God het sy woord gegee om 'n impak te maak, nie net op hierdie wêreld nie, maar in die geesteswêreld ook. Nou wil ek verder gaan. As jy bid, want God se woord gaan saam met bid. As jy bid, vra jy, Heilige Gees, vir wie moet ek nou bid? Waarvoor moet ek bid? Want kom ek sê vir jou, net soos wat jy die woord lees, dat dit 'n impak maak in die geesteswêreld, so is die woorde wat uit jou mond uitkom wanneer jy bid, in die geesteswêreld ook. Wat se impak maak jou Bybel lees en jou bid in die geesteswêreld? Jy sien, want jy het nodig om te weet wie jy aanbid. Jy het nodig om die Here te ken. En jy leer hom ken uit sy woord uit. Jy gaan nie die Here op 'n ander manier nie. Ja, hy het die Heilige Gees moes vir my kom leer het wie hy is, omdat ek hom verloon het. Maar ek het hom leer ken uit die woord uit ook. Hy het persoonlik moeite met my gemaak, maar ek het hom uit die woord uit leer ken. Ek het uit die woord uit leer ken, wie is die God wat ek moet aanbid? Jy sien, Jesus maak 'n baie groot impak op ons. Hy sê, ek is die goeie herder. En hy sê, ek is die waarheid. Ek is die weg in die waarheid. In die begin was die woord. Die woord wat in die begin was, is die waarheid. As jy met God se woord te doen het, dan het jy te doen met waarheid. Jesus kom vertel oor die herder. Nou ek wil vir jou 'n paar dingetjies sê wat die Heilige Gees vir my moes wys, want ek was op 'n pad gewees, die herder kyk na die skape en alles. Daai herder weet waarna toe hy die skape moet vat. Hy weet klaar waar die goeie gras is. Die goeie gras is nie noodwendig die groen gras altyd nie, dis gras wat voedingswaarde in het. Maar daai herder vat die skape in die weiveld in. Wat doen hy dan? Dan pas hy hulle op. Hy gaan nie van skaap tot skaap en maak hulle monde oop en laat hulle dan die gras hap nie. Hy bring hulle by daai plek waar hulle voeding kan kry. Dan is dit van skaap tot skaap wat self dit moet eet. As hulle nie daai gras eet nie, vrek hulle. Nou ek wil vir jou 'n waarskuwing gee vanmôre, maar dit is eintlik joy. Die Here gee joy in sy boodskap vanmôre. Ek wil vir jou vra, na wie se woord luister jy? Na wie se weiveld gaan jy om geestelik gevoed te word? Jy sien, want Jesus sê ek is. Dit wys hy persoonlik is ons herder. Hy het gekom om ons te bring, om ons daai woord te gee. Die Bybel is daar. Jy moet dit eet. Jy moet dit eet. Niemand anders kan God se woord namens jou eet nie. Ek kan nie staan, ek kan vir jou Sondag na Sondag die woord oopbreek. Ek kan die woord vir jou gee, maar jy moet die woord eet. As jy dit nie eet nie, sê ek vanmôre vir jou, jy gaan geestelik doodgaan. Dis so eenvoudig soos dit is. Jesus se woord is lewe. As jy nie sy ware woord eet nie, gaan jy nie lewe nie. Na wie se boodskappe kyk jy op YouTube? Na wie se teachings lees jy omdat jy by iemand gehoor het, wow, hierdie is nou die beste teachings.
En as jy dit begin dissekteer, kom jy agter, daar's goed daarin wat nie in die Bybel is nie. Wat eet jy? Eet jy die woord wat uit die hemel uit vir jou gegee is? Jy sê, maar dit is baie maklik. En dis ons wat ons doen. Wow, as 'n bietjie na daai kerk toe gaan, want daai domineesblad, hy's nou net die ou. Dan gaan eet jy daar 'n stuk steak. Dan kom jy terug hiernatoe en jy kry al die groen groentes. Dit wat jou gaan sterk maak. Maar hier's nou nie steakie in nie. Dis mos wat ons doen. Ons kom kerk toe om te kom steak eet. Ons kom nie kerk toe om die groente te eet nie. Ons kuier vanmiddag saam met ons kinders. Ja, ons gaan 'n stukkie vleis braai. Die eerste ding wat ek vir Marietta vra, wat gaan ons saam met die vleis eet? Sien wat skoonmaak kuier aan, sy het gister net so 'n bak aardappelslaai gemaak. So ek weet, ek is uitgesorteer, ek het 'n stukkie vleis en ek het aardappelslaai. Dis wat ons doen met die woord. Ons haal die steak uit en ons haal die aardappelslaai uit. Ons los die goed wat vir ons gaan laat sterk word. Weet julle, ons moet eintlik so opgewonde wees oor God se woord. Want dit is Jesus self. Die Vader het vir Jesus gestuur om 'n impak te maak in ons lewens. Hy het 'n klomp goed kom sê hier op aarde. Hy het 'n klomp goed kom sê hier op aarde. Elke ding wat Jesus gesê het hier op aarde, het 'n impak gehad in die geesteswêreld. Ek wil dit weer herhaal, want dit is so belangrik dat jy vanmôre weet. God het sy woord vir ons gegee. Dis nie ons wat ons woord vir hom gee nie. Wat se reg het ek en jy om te lees en 'n interpretasie te maak en te sê, Here, wat het nou hier 'n lekker belofte, maak nou die belofte waar. En dan is dit wat ons lees, so ver weg, want ons het nie vir die Heilige Gees gevra om saam met ons te lees nie. God het sy woord vir ons gegee. Dis nie ons woord nie. As ek hier staan en vanmôre vir jou geestelik kos gee, dan is dit nie my woord nie, dan moet dit God se woord wees. En van julle wat vorentoe gaan preek, gaan bedien my plekke, dis nie jou woord wat jy vir daai mense moet gee nie. Dis hoekom dit gaan in ons kerke soos wat dit gaan, omdat kerkleiers hulle woord voorsit, nie die woord van God nie. My teks wat ek voorberei het, was uit Johannes uit gewees. Ek het laasnag het ek gesit en gesê, Here, dit is so awesome. Hoe kan ek dit oordra aan ander? Dat hulle dit verstaan. En ek het gesê, is nie jou werk nie. Gaan gee die boodskap wat ek vir jou gegee het. Die Heilige Gees sal sy werk doen. En glo my, toe ons hier instap in hierdie plek vanmôre, dit was so fantasties, dat 10:00 vanoggend was hierdie plek leeg gewees, reg vir ons. Die Heilige Gees het klaar kom voorberei. Daar's 'n hele paar sondae wat ons al hier gestaan het, wat ons moes gestoei het in die Gees vir goed wat hier is. Kom ek sê vir julle, hier was vanmôre 'n oopheid in die Gees. Hier was net iets anderster gewees vanmôre. Want die Here het voorberei om sy woord vas te maak in jou hart. Maar jy moet begin eet. Jy moet begin eet. Ja, ek het die dag baie goed begin. Want ek het vanmôre, toe ek wakker word, het ek koffie en marshmallow tert in die bed gekry. Maar kom ek sê gou vir julle, daai marshmallow tert, ek kon elke bestanddeel daarin proe. Want ek gistermiddag gesien hoe Marietta daai tert aan mekaar slaan. Wat sy alles gedoen het. Ek kon proe. Ek kon die kondensmelk proe. Ek kon die pineappel proe. Ek kon die marshmallow proe, kon die kersies proe. Ek het die beskuitjies geproe. Ek het elke bestanddeel van daai stukkie tert het ek geproe. Proe jy?
proe jy elke stukkie bestanddeel wat die Here in sy woord vir jou gesit het? Kan jy dit identifiseer? Kan jy identifiseer wat Jesus in sy woord vir jou gesit het? Want sy woord is nie net leë getikte, dis nie 'n getikte boek nie. Daai woord kan begin lewe die oomblik as jy weet met wie jy te doen het. Wat sê Psalm 33 vir ons? Hierdie woord begin met aanbidding. Voordat jy Psalm 33 lees, sê dit klaar vir jou. Jy moet aanbidding staan voor die Here. En hy sê, God het regverdige lief. Staan jy in regverdigheid voor die Here, wanneer jy sy goddelike woord in jou hande vat? Want Jesus, die Vader en die Heilige Gees, se woord is heilig. Dis nie net 'n stuk boek nie, want die woorde wat in daai boek is, gaan vasslaan in jou hart, dan begin dit lewe, anders bly dit net 'n gedrukte boek. Leer om Jesus te ken in jou situasie. Leer om te vra, en ek sê nie, jy moet nou jou programme en goeders, hoe jy Bybel lees, weggooi nie. Ek praat baie met nuwe bekeerlinge, en ek sê vir hulle, gaan lees, waarom vra hulle, waar moet ons begin? Ek sê, eintlik moet jy begin by Openbaring, sê, maar gaan lees Johannes, want Johannes was by gewees in Jesus se lewe, maar Johannes was by gewees, toe Jesus aan daai kruis gehang het. En weet julle, daar is so 'n belangrike woord, wat Jesus aan daai kruis gesê het. Ja, ons weet, hy het God se straf vir ons sonde op hom gevat. Maar hy het 'n ding oopgemaak, dat ek en jy vanmôre kan kom en sê, Here, vergewe ons oor hoe ons die woord interpreteer. Want Jesus staan reg om te vergewe. Jesus staan reg om ons te help. Die Heilige Gees is daar om ons te help, want Jesus het aan daai kruis gehang en sy woorde voordat hy gesterf het. Dit is volbring. Dit is voltooi. Wie jou terugvat, is nou net so ietsie ekstra. Toe Jesus met sy disippels praat oor vergifnis, julle weet wat Petrus gevra het, Here, hoeveel? 7 maal 70, dis 490, in die Hebreëse taal beteken 490, finish. Teken is klaar. Wat Jesus daar vir hom gesê het, wat daar vir Petrus gesê het, weet net, ek is die een wat dit gaan volbring. Jesus wil hê dat jy sy woord moet aanvaar, maar nie net aanvaar nie. Moenie net die sit vanmôre en sê, ja, okay, nou, ek hoor nou weer, ek moet op 'n ander manier kyk na die Here se woord. Maak die woord wat Jesus gespreek het, maak die woord wat God gespreek het, vas in jou hart en laat dit daar bly. Want elke oomblik, as jy jou woord lees, en jy hou nie vas aan Jesus nie, gaan Satan kom en sê, het Jesus regtig so gesê? Weet hy daarmee begin, dit is sy eerste woorde gewees aan die mens, en hy het nog nie opgehou om dit te vra nie. Is dit regtig wat die Here gesê het? Leer die herder ken, en weet, dat hy jou na die gras toe gaan vat, al lyk het nie vir jou altyd of dit die groenste gras is nie, maar hy gaan vir jou vat na waar jy lewensvoeding gaan kry. Die woord van God is vir ons gegee om ons op te bou. Dit is vir ons gegee om genesing in ons lewens te bring. Dit is vir ons gegee vir deurbrake in ons lewe. Jy sien, nou kom ons by die woord wag.
En wag is vir ons 'n negatiewe woord. Ons hou nie daarvan om te wag nie. Maar ek wil vanmôre vir jou iets kom deel. Noag moes vir 100 jaar wag vir die reën om te kom. Joshua hulle moes wag voor hulle in die beloofde land ingegaan het. Die disippels, Jesus sê vir hulle, wag totdat julle gedoop is met die Heilige Gees. Almal wag, ons wag, daar's profetiese woord oor jou lewe, ons wag vir dit om deur te breek. Maar ek gaan vanmôre vir jou 'n ding sê. En ek wil vir jou uit my hart uit sê, ek is nie arrogant as ek dit vanmôre sê nie. Dit gaan nie oor wag nie. Ja, jy is besig om reg te maak in 'n wagperiode. Dit gaan nie oor die woordjie wag nie. Dit gaan oor dit wat gebeur na die wag. Joshua, reinig julle, maar wag. Dan stap hulle in die belofte van die nuwe land in. Die disippels, dit gaan nie oor die wag vir daai 10 dae nie. Dit gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees en hulle in 'n plek instap waar hulle kan begin met 'n bediening. Jy sien wat na die woordjie wag, kom daar altyd 'n nuwe ding. Daar kom altyd 'n nuwe ding. Noag, die aarde is afgesluit. As 'n nuwe begin. Die volk trek deur die Jordaan, en begin iets nuuts. Hierdie woord vanmôre sê vir jou, moenie vaskyk teen 'n wagtyd nie. Moenie vaskyk nie. Die woord van God is waar oor jou lewe. As die Here vir jou iets gee uit sy woord uit, dan gaan dit nie oor die wag nie, dan gaan dit oor wat hy wil doen. En ek vra vir jou vanmôre, gaan spandeer tyd met die Here om vir jou te wys wat hy met jou wil doen. Want soos wat jy hier sit vanmôre, is daar 'n ding wat hy in jou lewe wil doen. Is daar 'n plek waar daar 'n onmiddellike verandering gaan kom. Lees die woord van God soos dit uit die hemel uitgekom het, nie soos daar op 'n TV 'n interpretasie daarvan is nie. Vra die Heilige Gees om vir jou sy woord te interpreteer, maar jy moet waaragtig weet dat jy op 'n heilige plek is. Jy is op 'n heilige plek wanneer jy te doen het met God se woord. Hoekom dink jy het God vir Moses gesê, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond, want God wou met hom praat. God het sy woord met hom gedeel. Dis hoekom hy sê, staan in regverdigheid, staan in heiligheid. Jy kan nie daar kom, as jy nie weet wie jou Jesus is nie, en as jy nie weet wat hy vir jou wil sê nie. Gaan leer sy stem. Gaan leer sy stem. Vra die Heilige Gees om vir jou onderskeidingsvermoë te gee, om te kan onderskei oor dit wat jy wil eet. Nou wil ek vir jou sê, deel dalk jou stukkie steak in 2 en eet een van die helfte van daai steak, maar sit die groente en goed by. Die Here se woord, Jesus se woord, gaan dit weer vir jou lees. In die begin was die woord daar. Dis nie op 'n stadium uitgelees nie. Dit was al die tyd nog daar gewees. Die woord van God is daar vir jou. En gaan leer wat God in sy woord sê. Gaan leer wat hy in sy woord sê. Wanneer jy luister na 'n preek, dan is dit nie waar jy ophou nie. Dan vat jy jou woord en jy gaan bestudeer die woord uit dit wat jy gehoor het. En ek vra vir jou vanmôre, hierdie week, gaan staan net by die Here, dat hy vir jou nuwe goed oopbreek oor hoe jy sy woord moet verstaan en hoe jy sy woord moet uitleef, want dit gaan uiteindelik oor hoe lewe jy dit uit, want as dit lewe in jou sit,
maar dit lewe in ander sit. En leef God se woord, sodat dit 'n impak maak in die geesteswêreld, dit wat die Here jou voorgeroep het. Want hy het jou geroep om hom te dien. Hy het jou geroep om hom te dien uit sy woord uit. Dit is hoe jou liefdesverhouding met hom moet wees. Dis die Love Expo wat hy na jou toe bring, is sy woord. Nie jou woord vir hom nie, jou aanbidding moet na hom toe gaan. Sy woord kom na jou toe. En ek wil jou los daarmee. En my gebed is dat die Heilige Gees jou hart heeltemal sal oopmaak. As ons praat oor God se woord, oor wag, kan ons vir 'n hele jaar preek daaroor. Ons het 'n kort tydjie wat ons het kon deel vanmôre. Maar ek glo die Heilige Gees is besig om ons opnuut bewus te maak daarvan, van ons plek saam met hom. Ja, hy praat met jou in drome, ja, hy praat met jou in sy kop, maar weet jy wat? Hy praat met jou uit sy woord uit. Hy het jou lief uit sy woord uit. Hy het jou lief uit sy woord uit. En ontvang daai liefde. Ontvang dit as lewe wat hy vir jou gee. Ek wil vanmôre die woord van die Here preek en spreek oor jou wat 'n pyn in jou lyf het, of wat 'n siekte toestand het. Want die Here het vir ons gesê, ons kan vir mekaar bid, hy het vir ons die autoriteit gegee. So ek spreek lewe oor jou toestand. Ek spreek genesing oor jou toestand nou, in die naam bo elke naam. Ek spreek jou deurbraak oor jou. Ek spreek God se visie vir jou lewe oop oor jou vanmôre. Ek spreek 'n goddelike toekoms oor jou. Ek spreek oor jou dat hy op die regte oomblik vir jou inbring in 'n plek waar jy sy woord verstaan, sodat wanneer jy lees en wanneer jy bid, jy impak maak in die gees oor ander. In die naam van Jesus. Amen. Vader, ons verheerlik U net. Jesus, dankie vir U woorde. En Heilige Gees, dankie dat U ons herinner aan die woorde van Jesus. Here, maar ons wil nie net hê dit moet dooie woorde wees nie. Ons kom vra vanmôre, Heilige Gees, maak 'n vuur in ons wakker vir die woord van God. Maar gee vir ons 'n nuwe liefde vir die woord van God. Maar help ons om skoon te staan voor U, Here. Laat U woord ons omdop. Heilige Gees, kom dop U ons om. Kom dop ons om, Here. Ons staan vanmôre reg. Ons is in afwagting, Here, vir 'n nuwe gees in ons, vir die gees van die magtige, die enigste God wat daar is. U alleen, Here. U alleen. Here, ek wil so ver gaan om vanmôre te sê. En as ek dit sê en jy bedoel dit in jou hart, dan sê jy dit ook. Heilige Gees, hier is ek, kom transformeer my, kom omvorm my, om terug te gaan na die woorde en die beeld van my Jesus, wie ek aanbid. En ek dank U daarvoor, Here. Ons eer U, ons buig voor U. Ons aanbid U. Dankie, Here. Dat hierdie liefde, hierdie woord liefde van God, sy teenwoordigheid, die woord van die Vader, die woord van Jesus, die woord van die Heilige Gees, jou vashou en jou doelgerig maak in die koninkryk, totdat hy terugkom. Dankie, Here. Amen. Amen.